Baie groot waarheid. En ek dank die Here dat hy ons staande gehou het tot vanaand.
Prys sy naam. Nou die broer en suster, is dit vir my 'n baie groot voorreg om vir Pastor Kloete aan die woord te stel. Die man wat saam met sy gade, sy kinders ook nog help het, so lang hier diens gedoen het, groot werk vir die Here gedoen het. En ek weet baie van u het spesiaal vanaand gekom, omdat hy hier is. Maar ek het nie om gevra om te preek nie, vra hy ook vir ons so 'n herinneringkie of twee meedeel voor hy preek. Iemand nou dan gesê, as 'n pastoor gepreek het, nie preek ek, dis nie wat 'n pastoor was dit nie. Maar hy preek, so voorpreek, dan preek, dan preek hy nou eintlik. Maar ja, ek het net gesê, we dit doen nie. Maar ons vergeet van die tyd, ons vergeet van die heerlijke versings hier langsam. Die belangrikste bly die woord van die Here. En terwyl u vir ons gaan bedien, Pastor Kloete en ek u na vore nooi, wil ek dit graag vir u 'n geskenkie oorhandig. U is hier weg, Desember 78, dis 8 jaar gelede. Ongelukkig het u voorkeurboekie hier vergeet. Ek sê nog al die tyd, daar sy handtekening, H.J. Kloete, met vooruit om hom weer te gee. Wel, dat gaan ons 'n pragtige koortjie uitsin. Daar het ek die kant ek kan dink aan daai koortjie. Ek het op my hart gehad, magnify the Lord with me, blessed Lamb of Calvary. Maar voordat ons te sing, wil ek dan net hier van die een deel van die preek afhandel. Ek weet dat ons sal nou net dat die bietjie opstaan en net 'n bietjie dan die bloedsomloop aanhelp. Ek weet nie, die tyd is nou baie te kort. Ons het 'n week nodig om net al die gedagtes te bring en nog nie nog kerk te hou en te preek op die mense gesels. Maar ons gaan probeer om alles in 'n vingerkoek vanaand vir u te gee. Ek wil net sê wat my vrou aanbetrek, voel ons vanaand baie tuis en baie gelukkig by die huis. Omdat ons voel, die gemeente bly maar ons gemeente. En ons weet ons is nie die herder van die gemeente nie, maar ons dank die Here, ons is een van die gemeente. En ons voel altyd baie naby aan U, dit is vir ons goed om altyd te verneem. En in ons daal, of dit goed gaan, of wat ook al, of daar verandering van pastore is, dan stel ons intens belang daarin. En ek is so bly vanaand om so baie aan die ou gesigte hier te sien. Dit is nog net so pragtig, nog net so mooi, as wat hulle gewees het 8 jaar gelede toe het hier weg is. En ons is so bly dat die Here vir u gehou het. Nou wat nou gevra dat ek verskillende gedagtes moet bring. Nou as ek sê, daar is so oneindig baie om te bring. Ek sal net raak en 1 of 2 dingetjies wat vir my as persoon geweldige indruk op my lewe gemaak het en vir my altyd uitstaan is. Soms skielik as jy op daal dink, dan kom dit sommer outomaties na vore. En die een ding, of die een voorval, is die persoon wat net nie van die klavier af opgestaan het. Ek sal nooit daai aand vergeet. Toe by Alfie Smit sy hart en lewe weer opnuut aan die Here gegee nie. Maar baie lang tyd het ek probeer om met hom kontak te maak en ek het gehoor van hom. Maar hy het letterlik vir my gevlug soos 'n haas vir 'n hond. Ek kon hom net nooit in die hande kry nie. Maar daar is sekere aand, of hy al van tevore diens toe kom, ek kan nie onthou nie, maar onthou daai spesifieke aand, hier in die ou saaltjie, Here, terwyl ek ons die woord van die Here bring, het ek 'n besondere salwing van die Here daai aand op my gevoel. En ek het later van dit het my oog ontvang, het so aan die regterkant van my gesit. En ek het gesien dat die woord van die Here ook aan hom gevang het, en dat sy oë begin nat word het. En ek weet nie of ek die uitnodiging gemaak het, of hy dan voor die tyd gekom het, maar daardie aand, en die Here vir Vrou Elfie omgekeerd, ek is so bly Vrou Elfie, jy is nou bly my kind van die Here gewees, reis die Here. Ek wil vir jy sê, ek het baie min in my bediening van meer as 30 jaar, so kragtadige salwing van die Here op my lewe gevoel soos daai aand. Na die diens afgesluit het, en allemaal seker gehuil het, dat ek wil letterlik, ek kon nie in die kerk uitkom nie. Ek weet, Vrou Karelsen was nog ons koster, en hy daar by die deurlater gestaan en wacht. Ek kon net nie die kerk uitkom nie. Het so die kracht en die salwing van die Here op my lewe gevoel.
of dat het dit nie kon wegkom nie, maar ek besef daar is mense by die huis dat ons moet gaan. Ek het later net weggegaan en ons het gery. Toe ons by die huis kom, ons het nou daar in die ou huis gebly vir Francina straat. Ons het by Elfie en ander oorgelooi. En toe ons by die huis kom, toe hoor ek by Elfie is bezig om te speel. Maar toe ons in die huis kom, toe kon hy nie verder speel nie. En die kracht van die Here maar net weer daar neergedaal. En dan het ons maar weer van vooraf diens hou, die Here geloof het geprys. Dan het ons klaar gebid en vir Elfie weer probeer om te speel. As hy so 'n paar stukkies gespeel het, dan ons maar van vooraf diens hou. Dis een van die wonderlike uitstaande aan in my lewe as prediker. En ek is so dankbaar vanaand dat die krag van die Here so wonderbaarlik is om iemand te hou en hier te dra tot aan die einde. 'n ander besondere uitstaande iets, daar is so baie, maar wat ek net wil noem, met broer Roel daar gesien, maar ek het nie vir Natie raak gesien nie. Is Natie miskien daar, Roel? Sit die Natie die iewig hier in die kerk? Sy kom nog. Wel, die sal daar baie van die wat sal onthou, daar die woensdag aan, wanneer ons hier bid hier gehad het in die nuwe kerk. En ons het ook 'n wonderlike tyd met die Here gehad. Die Heilige Gees het net daai aand neergedaal. En terwyl ons bezig is, toe staan Suster Nadia op en sy sê ons moet saam bid. Die Here het daar 'n wonderlike visioen gegee van 'n aardbewing wat iewers gaan plaasvind en dit gaan gepaard met baie lewensverlies. En ons het so oortuig gewees dat die Here die saak het en ek onmiddellik gevoel het dat ons iets probeer doen en ek vir die mense onmiddellik vir sy mense. Ek weet nie, ons kan nie die aardbewing afkeer, maar ons kan bid dat die Here die lewensverlies sal red en dat dit nie so sal wees nie. En ons het van vooraf die Here aangeroep en ons het tot die Here gebid. Omtrent 2 maande daarna daai geweldige aardbewing wel kon plaasvind en waar groot woonstel blok van 4 verdieping of 6 verdieping, ek is niet seker nie, heeltemal in mekaar getuimel het. En sover ek kon vastgestel na daar gekom het net een persoon op daardie dag, en sê dit was 'n ontsettende iets wat daar plaasgevind het. Al wat 'n bouwervenster is in 'n huis, venster het omtrent uitgebreek en uitgespat. Maar net een persoon het in 'n myn gesterf en ek weet ook nie of dit regtig as gevolg van daai aardbewing was nie. Maar ek was so oortuig dat ons hoor van daardie aardbewing, as die Heilige Gees my bevestig het, dit is die aardbewing, maar die Here die lewensverlies gespaar. En die weet self mense van welkom sê, kan dit nie verklaar nie, kan nie begryp nie, dat daardie woordstel blok, nadat dit die aardbewing verbygetrek het, het vir 'n uur so, begin het breek, totdat het heeltemal in mekaar gesak het, en so dat dan vir al die mense kans gegee om uit te kom, daar was baie skade, maar niemand was dood nie. Maar daar net kort tyd daarna, die suster weer 'n visioen gehad, en omdat ons weet dat die Here met ons suster wonderlik gedeel het, het ons nie getwyfel nie. Sy het gesê, sy voel dat daar 'n geweldige iets gaan gebeur hier in Pretoria. En ek weet nie, jy sal seker op onthou, daar was groot paniek onder die gemeente. Die Here lei op my hart dat ons werklik moet intree en bid dat die Here nie dit sal afkeer. En ek het daar in Joel gelees, daai besondere gedeelte van die skrif sê, as julle waarlik die aangesig van die Here soek, dat julle tot God bekeer, al het hy die onheil gespreek, dan sal hy dit nog afweer. En ek wonder wie is vanaand almal hier wat kan onthou van die besondere biduur, wat ons daardie aand gereël het om saam te bid, dat die Here daardie onheil of aardbewing of wat sou plaasvind het, sou afgekeer. Ek kan ook net die hande sien van almal wat in die kerk was. Steek dit mooi hoog op. Wel, ek is so bly vir u wat hier is. Julle sal onthou dat dit was seker daardie aand dat ons opkoms aan seker nie minder vir ons vanaand het nie, as nie meer nie. Dit was een van ons beste opkomste wat ons nog ooit by 'n bidjie gehad het. Ek glo daar was een lid van hierdie gemeente wat daardie aand nie hier gewees het. Dank die Here dat daardie Here het ons ook daar verhoor en die saak afgekeer. Al daar is ook talle baie ander dinge wat ek kan noem, maar ek voel ons sal graag net tot die woord van die Here vir u wil bedien
Kom ons staan het en ons sing daai pragtige koortjie, eers bekend daarmee, Magnify the Lord with me, blessed Lamb of Calvary. Magnify the Lord with me. Hierbaar is ons sal probeer om nie lang te wees nie. Kom ons lees saam die woord van die Here, net 'n paar verse uit die boek 1 Petrus, tweede hoofstuk, en ons lees van die 9de vers saam. St. Peter 2 from verse 9. Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Julle wat vroeger geen volk was nie, maar nou die volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. En dan lees ons ook net 'n gedeelte saam wat ons vind in Josia lees ons dit daar ook net 'n paar verse saam. Ons sal graag baie meer dele wil gelees het, maar tyd het nou vir ons ingehaal, maar kom ons lees net saam. Josia 6, en ons lees net saam die 16de en van die 12de versie lees ons net saam. En Josia het die môre vroeg klaar gemaak, en die priesters het die ark van die Here gedra, en die 7 priesters wat die 7 ramshorings gedra het voor die ark van die Here gedurig geloop en blaas op die horings, terwyl die gewapenes voor hulle loop, en die agterhoede het agter die ark van die Here aangegaan, terwyl hulle gedurig op die horings geblaas het. Die 16de versie, toe die priesters die 7de keer op die horings blaas, sê Josia vir die volk, skreeu, want die Here gee die stad aan julle oor. 20ste vers, toe skreeu die volk, en hulle het op die horings geblaas, en toe die volk die geluid van die horings hoor, het die volk 'n groot kruisgeskreeu aangehef, en die mure het op hulle plek ingeval, en die volk het in die stad geklim, elkeen reg voor hom uit, en hulle die stad ingeneem. Tot sover, mag die Here vanaand sy dierbare woord aan ons harte seën. Ons is so bly en glo dat die Here oor hierdie naam het met gemeente van Elosdal vanaand en besonder met die saamtrek van al die ander gemeentes oor die gedagte wil praat, en dit is om werklik voorwaarts te beweeg in die naam van die Here. As ek vanaand dan my gedagte met 'n opskrif gee, dan sal ek sê 'n kruisgeskreeu van geloof
en verbinding. Laat die mure van Jericho val. Ek was so bly dat ek gehoor het dat pastoor van Joens gisteravond met dieselfde gedagte praat wat die Here vir my gegee. En ek wil dit vanaand dan net 'n paar kort gedagtes uitlig in hierdie gedeelte van hier wat hier gestaan hier gewees het, en die pragtige boodskap van Josia gehoor en die magtige man wat die Here gebruik het. Vanaand wil ek dan in besonder net vir ons hierdie gedeelte uitwys, die inval wat Josia gemaak het op die stad Jericho. Ons weet dat hulle reeds uitgetrek, deur die Jordaan getrek en hulle is op pad om dit in besit te neem wat die Here aan hulle beloof het. En dit is my treffend dat ons dan sien dat toe Josia by Jericho aankom, het die engel van die Here of die leerowerste van die Here daar vir Josia ontmoet. En ons het nie die verhaal wat alles gepraat is nie, maar ek glo dat daar die leerowerste reeds vir Josia alles gesê wat hy moet doen. Maar as ons dan in die 6de hoofstuk lees, dan sien ons dat die woord van die Here sê, dat die Here met hom gepraat het. Hy sê, toe die tweede vers, toe die Here met Josia gesê, kyk ek gee Jericho met sy konings en die dapper helde in jou hand. Julle moet dan om die stad trek, al die kruismanne en dan die verhaal wat verder daar volg. Ek wil graag hê dat u na hierdie gedagte vanaand moet kyk, my broer en suster, dat die stad was ingeneem en die Here het elke detail daarvan vir hulle gegee, die besonderhede, hoe dit gedoen moet word, hoe hulle moet omtrek, hoeveel dae hulle moet omtrek en alles wat hulle dan moet doen. En ons is vanaand so bly dat ons weet, as ons na hierdie gedagte kyk, dat die Here die laagorde dan opgestel het en in alle fyn besonderhede gegee het. En die 9de versie sê dat die gewapendes het voorgeloop. Agter die gewapendes het die priesters met die ramshorings geloop wat hulle gedurig weer geblaas het. Agter hulle het die priesters wat die ark gedra gegaan en agter hulle was daar dan 'n agterhoede gewees. En so punt ons dan het hierdie volk opgetrek, nie op die bevel van Josia nie, maar op die bevel van die Here. En op sy instruksies het Josia maar die instruksies uitgevoer en so het hulle dan gegaan. As ons na hierdie gedagte kyk, om nou maar net om 'n stad te loop, dink ek sal belaglik gewees het in die oë van die wêreld, en dit was seker tot 'n mate belaglik gewees in die oë van die mense wat daar gewoon het. Maar ek is so bly dat wanneer die Here opdrag gee, dan kan ons dit maar uitvoer, hoe belaglik dit ook al in die oë van die wêreld mag lyk. En ek wil vanaand sê, my broer en suster, en in besonder gemeente van Kelosdal, ek glo dat die Here wil hê dat ons weer op die woord van die Here, op die bevel van die Here, dat ons in die regte orde sal uittrek ook in hierdie plek soos ons gisteraand ook verneem het, en dat ons werklik in besit sal neem dit wat die Here vir ons wil gee. Maar ek glo dit baie belangrik dat ons nie sal kyk na Josia, die aanvoerder nie, maar dat ons na die onsigbare aanvoerder kyk, Jesus Christus en die Heilige Gees wat die werk van ons wil doen. Hy was daar die onsigbare onder die volk gewees. Hy was daar die onsigbare aanvoerder wat die instruksies gegee het en die volk bemoedig het, hulle geloof en vertroue gegee het om te doen wat die Here wil hê hulle moet doen. En so het hulle dan omgeloop en dit tref vir ons as ons lees in die dele dat Josia ook gesê het, julle moenie praat, jy moenie baie praat nie. En ek het gewonder, hoekom het Josia gesê, die volk moet nie praat nie. En toe dink ek daaraan dat toe hulle weggestuur was om die land te bespied en hulle terugkom, was dit praat wat gemaak het dat hulle nie weer die land ingeneem het nie. Want toe het hulle 'n baie negatiewe verslag gekom gee. Net Josia en Caleb, soos ons gisterand gehoor het 'n positiewe boodskap gebring. Ek wil vir u sê, my broer en my suster, baie keer is dit goed om min te praat en om liever baie te doen. Want deur baie praat, as ons dit nie hartlik onder die inspirasie en in die leiding en in ooreenstemming met die woord van God bring nie, dan kan dit baie keer meer negatief en afbreekend wees as wat dit opbouend is. En ek glo dit alrede waarom dat die Here vir Josia gesê het, Josia, jy ken hierdie volk, sluit hulle monde dat nie praat nie. Want as hulle
hulle die eerste maal om daar die stad loop en hulle kyk na hierdie hoë mure en hulle begin praat, gaan jy nie verder kry dat hulle weer gaan loop nie. So, dat hulle nie praat nie en dat hulle nie mekaar negatief instem nie. Ek wil vanaand vir sê, dis 'n taktiek wat die duiwel gebruik om die werk van die Here baie skade aan te doen. Deur negatiewe stories wat mense praat, deur negatiewe aanmerkings wat mense praat, dinge wat ons elke dag hoor, as daar die geringste iets in 'n gemeente gaan, dan hoor jy dit reg deur die kerk. Het jy gehoor? Wat het jy gehoor? Dit het gebeur, dat het gebeur. Dit die kerk is uit mekaar gebreek, of die kerk is dood, of die dit, of die dat. Terwyl dat die Here miskien besig is om groot en wonderlike werk te doen. Maar praat, breek of bou 'n kerk. Ek wil vanaand sê, my broer en my suster, kom ons word bouers van die werk van die Here. Daar is baie praters, maar hulle doen nie baie nie, maar hulle wat sê, ek doen die werk en ek is daar. En so het hulle dan op bevel van die Here, het hulle gereageer. Hierin sien ek dan vanaand die mooie gedagte dat die Here wil die aanvoerder wees. Die Here wil help ons doen soos hy dit wil doen, nie soos wat ons dit wil doen nie. As die volk hulle keuse gehad het, sou hulle die eerste keer door omgetrek het gesê, Josia, sê vir die priesters om te blaas dat ons hardloop en kyk of hierdie mure sal omgeval. Ek wil vir die verseker, daar sou niks gebeur het nie. As hulle nie geduldig 6 dae om daar die stad geloop het, maar 1 keer en gerus het nie, en die 7de dag 7 keer omgeloop het nie, dan sou daar miskien niks gebeur het nie. As hulle net 6 keer omgeloop het en gesê, Josia, die son is baie laag, jy moet nou self dat hulle blaas, anders sal ons nie kan nog die stad inneem nie, sal daar ook niks gebeur het nie. Ons is baie maal so haastig dat die Here onmiddellik moet doen soos ons dit wil hê. En die Here sê vir Josia, Josia, jy doen dit soos ek wil hê, en so moet julle dan doen. En wanneer ons dit doen, my broer en suster, het ons altyd die versekering dat die Here saam sal werk. En toe hulle tyd ongeloop het en gedoen het wat die woord van die Here vir hulle gesê het, en toe die priester blaas, as elkeen gereed om sy kruisskreeu van oorwinning te gee. Ek glo daar was 'n bepaalde doel geweest, om geloof op te bou, om vertroue in hulle te kry, om te weet dat die Here is in hierdie saak. Hulle doen dit nie op hulle manier nie, hulle doen dit nie omdat Josia so sê nie, maar hulle doen dit omdat die Here wil hê hulle wil dit doen. En daarom was hulle gemotiveer, hulle was opgesweep in die krag van die Here, en hulle moes skreeu, wat dit so 'n geweldige oorwinning skreeu in die geloof gewees, dat die mure in mekaar getuimel het. Dank die Here daarvoor. Ek wil vanaand vir sê, ek weet nie wat mure vanaand miskien voor u staan nie, maar wanneer ons kom op die meriete van God se woord en in die leiding van die Here, dan sal elke muur in mekaar tuimel wat vanaand voor u staan, my broer en suster. Die Here beloof, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Hy is die een wat vanaand vir my sien as daardie besondere volk in wie die Here vertroue het, wat ons nou net saam gelees het. Julle is 'n koninklike priesterdom, julle is 'n uitverkore volk, julle is 'n besondere volk wat die Here nodig het. En net soos wat hy Israel nodig gehad het en saamgewerk het, so dank ek die Here dat hy vanaand elke ware wedergebore siel nodig het, en hy soek manne wat op die woord en die bevele van die Here kan handhaaf. Maar ons kyk en ons sien hierdie in die gees staan, ons daar saam met hierdie manne, en toe hulle skreeu soos een man, toe beweeg dit, en die mure tuimel in mekaar, en die woord van die Here sê, dan wanneer dit gebeur, moet elkeen van julle reguit voor julle inklim, en julle moet die stad in besit neem, en die vyand verslaan. Wonder wat so gebeur het, as hulle daar gestaan het en gesê, loop die Here, daar gebeur dit, die mure val om, nou sal die Here selfs oor die vyand laat verdwyn. Ek dink die vyand sal baie gou uitgekom het en met hulle iets gedoen het. Maar my broer en my susters, soos ons gisteraan gehoor, hulle het ook 'n taak gehad om te doen. En ek weet baie keer doen die Here vir ons die wonderlikste, mees onmoontlikste dinge. En dan sê die Here vir ons, doen jy nou net daar die moontlike
dat jy ook 'n aandeel kan hê. Nou sê ons, ag Here, doen jy dit ook nog vir my. Doen dit alles vir my. Ek wil net vanaand vir my broer en my suster, daar is die dinge wat die Here doen en daar is die dinge wat ek het as mens moet doen. En daar is die dinge wat die Here vir ons sal op elke terrein doen as ons dit ooreenkomstig sy woord sal aanvuur. Daar is geen vyand en daar is geen muur en daar is geen probleem te groot wat die Here nie vir u kan oplos as ons waarlike verloop dat die Here toe kom en sê, Here, ek kom vanaand in ooreenstemming met u woord. Ek gee my hart, my lewe, my alles oor aan u. Ek het probleme wat ek nie kan oplos nie. Daar is mure voor my wat die vyand miskien daar gebring het, wat ek nie alleen kan oor nie, maar in die krag en in die naam van die Here kan ek daar oor gaan. Ek wil hê dat u moet sien dat die ark was in die middel van hierdie groot groep mense, wat 'n tipe is van die teenwoordigheid van die Here wat in hulle midde is. Die Here het hulle self aangevoer. Die Here was in hulle midde. Hy het die werk gedoen. Hy het dit deur hulle gedoen en hy wil hê dat ons moet weet hy is vanaand nog saam met ons. Die Here is in die midde van elke man en vrou wat hom waardig dien. Die Here is vanaand in hierdie kerk, want sy belofte is waar 2 of 3 in sy naam is, daar is ek in julle midde. Die Here het beloof dat hy ons nooit sal begewe en ons nooit sal verlaat nie. Hy is met ons al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Is u vanaand bly dat die Here saam met u gaan? Ek wil hê dat u vanaand met huis toe gaan en moet weet, die Here is waarlik in u midde. Hy dra u deur, hy help u deur. Ons sien in Openbaring 1:13 waar die Here bewandel tussen die kandelare, die seun van die mens, as 'n tipe en 'n bewys dat hy is in sy gemeente. Hy is met elkeen wat hom aanroep en hy is by ons tot aan die einde. Loof die Here vanaand toe hulle hierdie oorwinningskreet uitgeroep het, wat die Here daar en het in die werk vir hulle gedoen. My broer en my suster, ek wil vanaand vir u sê, wanneer ons in die geloof in die naam van die Here 'n kreet van oorwinning uiter, dan weet ons dat die vyand moet vlug. Ons weet dat Jesus het oorwin. Hy is die magtige oorwinnaar oor die hel, graf en dood. Hy het gekom dat jy en ek in hom lewe kan hê. Hy het gekom dat ons meer as oorwinnaars kan wees. En die wapens wat hy vir ons gee, die magtige wapens wat die vestings van die duivel neerwerp, wanneer ons in die woord van die Here, deur die krag van die Here, deur die gees van die Here en in die naam van die Here vorentoe beweeg. Ek wil vanaand sê, die Here Jesus self het 'n oorwinningskreet aangehef, toe hy hier op aarde was, en besonder toe hy aan die kruis gesterwe het hy hierdie uitroep gemaak en gesê, dit is volbring. En toe hy hierdie kreet van oorwinning uitgeuiter het, toe weet ons het die vyand oorwin, het hy die prys betaal vir jou en my saligheid, het hy dit alles vir ons moontlik gemaak, om hier op aarde 'n ware kind van God te wees. Ons dank vanaand die Here dat ons dan saam met Jesus kan sê, dit is volbring. Jesus het betaal, en as ek hom aanneem en in hom lewe, dan het ek saam met hom 'n oorwinnaars lewe in hierdie lewe. Hy is tot alles in staat, en ek is deur hom tot alles in staat, soos die woord van die Here vir ons sê. Hy het 'n oorwinnaarskreet geuiter by sy opstanding, en nie noodwendig hy nie, maar het die engel gesê, waarom soek julle die lewende by die dooie? Hy is nie hier nie, maar hy het opgestaan en hy leef tot in alle ewigheid. Is die vanaand bly dat Jesus uit die dood kan opstaan en sê, dood, waar is jou angel, doderyk, waar is jou oorwinning? Jesus Christus is vanaand die een wat 'n oorwinningskreet en hierdie wêreld uitgebastuin het en aan elkeen van sy kinders sê, as jy in my glo, het jy die lewe tot in alle ewigheid. Glo jy vanaand dat jy en ek saam met die Here kan lewe en saam met hom kan triomfeer. Dank die Here vanaand, my broer en my suster, dat ons kan uitkyk vir daardie blye en heerlike kreet wat ons verwag wat enige oomblik sal
kom. Dit sal weer van die Here Jesus afkom en ek lees dit vir ons net in 1 Tessalonisense 4:16 versie sê hy, want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, met die geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lug. Ek wil vir u sê, ek glo vanaand dat die basuine is in gereedheid gebring wat die Here Jesus sal gebruik wanneer hy kom om te blaas oor hierdie aarde en die wat in hom behoort opgeruk te word om ewig saam met hom te wees. Luister weer daarna, want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, met die geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons opgewek word. Dan vanaand die Here, daar is 'n oorwinningskreet wat oor hierdie aarde sal uitgaan. Nie net alleen dat Jesus oorwin het die graf, die hel en die dood nie, dat hy aan die wêreld lewe en redding en verlossing gebring het nie, maar ook dat hy weer kom om ons saam met hom te kom wegneem, om so vir ewig saam met hom te wees. Loof die Here vanaand, my broer en my suster. Ek weet nie wat die probleem is nie. Ek weet nie of jy 'n probleem het nie. Dank God as jy nie het nie. As ware kinders van die Here behoort ons vir elke oomblik as 'n oorwinnaar in hierdie lewe te lewe. Maar as jy oor 'n probleem vanaand het, van watter aard, of dit krankheid is of dit 'n teruggevalle lewe is, 'n binneloosheid in die lewe of 'n magteloosheid, weet vanaand dat in die naam van Jesus kan u oorwin, sal u oorwin en behoort u vanaand te oorwin. En op te staan in die naam van die Here en te sê, ek is saam met Christus meer as 'n oorwinnaar. Kom ons sing daar die pragtige koortjie, in the name of Jesus. Ek sê, dink julle het hom op die skerm. Julle moet dit opsit en terwyl ons dit sing as jy 'n gebed nodig het, en ek wil hê dat ons vir jou gebed sal doen, sal ons dit graag wil doen. Hier is baie pastore en ouderlinge wat saam kan help bid vanaand. So as jy 'n probleem het, kom reg na vore, ons sal nie lank tyd neem nie, en ons bid dit saam, maar ons vra dat jy staan en ons sing daar die koortjie vanaand as oorwinnaars, en jy gee 'n juichkreet in die naam van die Here. Hy is met ons en hy is saam met ons tot aan die einde.
dat daar nie iemand is wat na vore kom en ons vra dat die Here vir u gaan en met u bly. Almagtige en ewige God en Hemelsvader, ons is vanaand so bly dat ons leef in u en dat u ons Vader is en dat ons u kinders is. Ons dank u vir die wonderlike naam van Jesus, waarin daar vanaand oorwinning is op elke terrein, omdat daar geen ander naam is, Here, groter as die naam wat u vir ons gegee het, die naam waarin ons gered word, die naam waarin daar genesing is, die naam waarin die duivel sidder en beef wanneer ons in daardie naam kom, die naam wat is voor elke ander naam, en die naam waarin sal buig elke knie, van die wat in die hemel en die wat op die aarde is, en elke tong sal die naam bely. Ons dank u vanaand, Here, ons dank u dat ons kan saam met hierdie gemeente fees vier en lof en prys aan u bring vir wat u vir hierdie gemeente gedoen het. Dank u my God wat daar reeds tot stand gekom het. Maar ons wil vanaand bid dat u ons sal help, dat ons sal groei en dat ons sal bloei, Here, soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat nooit sal ophou om die vrugte te dra nie, en waarvan die blare nooit sal verdor nie, dat hierdie gemeente 'n vrugdraende gemeente sal wees, dat hierdie gemeente 'n ware Heilige Gees gevulde gemeente sal wees, waardeur die werke van die Here verheerlik sal word en waardeur die werke van die duivel afgebreek sal word en vernietig word in Jesus naam. Vader, ek bid vir die pastoor en sy gade vanaand. Ek bid vir die kerkraad. Ek bid vir elke lid van hierdie gemeente en in besonder vir elkeen van die ou lede wat vanaand hier saam met ons is. Sier hulle, oorskade hulle, gaan u met ons, Here, hou ons getrou aan u, om u te dien met 'n volkome lewe, tot daardie blye môre, wanneer u ons sal roep tot hoër diens en ons vir ewig saam met u kan wees. Ons dank u nou daarvoor in Jesus wonderlike naam.